Hallo mense, Japie hier so, ek wil praat oor demoonbesetenheid. Dis die beste woord aan wat ek kan dink in Afrikaans, demon possession, is waaroor ek wil praat. As ek praat, ek gaan dink aan besetenheid, dan dink ek aan iemand wat meer as een demoon het, 'n klomp demone het, dan is hulle beseten. Maar ek kan nie dink aan 'n beter Afrikaanse woord dan as jy net een demoon optel nie. Maar dit gaan oor demon possession. Hierdie ouetjie weer het 'n droom gehad daaroor en oor 'n persoon wat sê sy meisie, ek kan sê sy liefling of wat ook al, sy het skielik die pad byster geraak en begin ander ouens soek en is asof sy gees opgetel het van lust. En dis waaroor die droom gaan. Hierdie ou wat sê sy girlfriend het 'n gees van lust gekry, of althans dis wat hy toe vir die ou sê, sy girlfriend het so verander, want sy het 'n gees van lust gekry. Dis waaroor die droom gaan. Nou gaan net ek 3 minute vir julle speel hier in die einde, maar jy kan nie self die droom gaan kyk by ja, maar het is Backwoods Troever, hier is die kanaalnaam. Hier sê van iets wat 'n mens kan doen wat as jy 'n demoon het. As jy wil ontslaa raak van 'n demoon in jouself, is dit iets wat jy kan doen, en ek wil dit vir julle wys in sekere boeke wat ook daarvan praat, en dit was vir my baie interessant hoe hy dit sê. Toe kom dit dadelik by my op dat ek het gelees in die extra Bybelse boeke. Presies wat hy sê, en ek dink nie, hy weet eers dit staan in hierdie ander boeke nie. Maar ek gaan dit gou vir julle speel en dan verstaan julle. En dan vir julle wys wat het Petrus gesê, want die boeke wat ek van praat is wat Petrus gesê het vir Clement. And my advice is for these people is to do a 3-day water only fast, cast the spirit of lust out in the name of Jesus Christ, and eventually you're going to sneeze. And then once you sneeze, you're going to come back to reality. You're going to feel different. You're going to feel changed. You're going to feel refreshed. And I would even go as far as to say that you're going to feel new. Ek weet nou nie van die nuus gedeelte nie, maar ja, die 3 dae watervas, en tydens die 3 dae watervas moet jy repent, elke dag, die hele tyd, jy moet repent en bid vir bevryding, vir by Jehovah, en dan na die 3 dae vas en bid, nadat jy gerepent het, nadat jy die bevryding gedoen het, dan laat jy jou doop, of dan doop jy jouself. Dis waaroor het gaan. And not only that, I would encourage these people to be baptized in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit in water, or baptize yourself. Just go in the shower, find any body of water, and say, I accept Jesus Christ as my Lord and Savior. In the name of the Father, Son, Holy Spirit, I baptize myself. Go underwater, and then you will be guided by God if God honors your baptism. If there's people out there that are doing these things and you truly feel that you feel dirty about the things you're doing, you feel like there's something not right, do a 3-day water only fast. Be rebaptized. Cast the demons out, specifically the spirit of lust, based on this dream, but any demon. Cast them out in the name of Jesus and be rebaptized. And if you truly think that something's wrong with you and you want God to change your life, do a 3-day water only fast. Cast the demons out in the name of Jesus and be baptized again. And I assure you, God searches people's hearts. If God sees that you want to change and you don't want to live a wicked lifestyle, you want to really give your life to God, and God honors your baptism, God will change your life, because demons are trying to wreck people's lives. And demons, that's why horrible things happen, because demons are in people. There's real evil in this world. There are dangerous people in this world. A lot of the dangerous people in the world, you know why they're so dangerous? Ja, net soos hy gesê het, dryf die duiwels uit, deur 3 dae vas, watervas, en dan doop jy jouself, soos hy sê, in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Ons sien hulle het gedoop in die naam van Yahushua in die Bybel. Nou, die naam Yahushua bevat die Vader en Seun se name, Yahuwah en Yahushua, want Yahushua beteken Yahuwah ons verlosser. En dan Yahuwah se gees, glo ek is Shekinah of Shekinah, maar Shekinah, soos hy in haar ander naam is ook Ja, soos die Vader se naam, Yahuwah, en die Seun se naam, Yahushua, is dit Shekinah of Shekinah. Maar die Bybel noem maar wysheid, so sy word ook wysheid genoem.
Maar in elk geval, soos wat ek wil sê, eintlik is maar hulle deel maar dieselfde naam, Ja, of Yahoo. En om te doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, mens kan dit so sê, en dan kan jy sê, ek doop my in die naam van Yahushua. Dan sluit jy al 3 in. So jy kan sê, ek doop my in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, ek doop my in die naam van Yahushua. Ja, soos ek sê, die mense het gedoop in die naam van Yahushua in die Bybel. Dit staan so in die Bybel. Okay, en ons weet ook, Yahushua het gesê, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Dit het ons gesê, ek dink in Matteus. Kom ons gaan so 'n minuut of so van hierdie. This world. There are dangerous people in this world. A lot of the dangerous people in the world, you know why they're so dangerous? Is because they are infested with demons. And those demons, some people don't even have control. They're so infested that they're like walking demons. It's crazy. I've seen some people like that in real life where they're so dangerous and crazy that it's like, man, if these people didn't have the demons, they would be fine. They would be normal. But I'm telling you, people are walking around with demons. This is Satan's world. And the spirit of lust, basically the whole premise of my dream, that scene basically ended in my dream. That the whole premise of this dream is that God, there's a demon in people called the spirit of lust, and is ruining people's lives. And the things that people do, when the spirit of lust is in them, God does not approve of these things. And these people need to get rid of the demon because these people can't stop until they get rid of the demon, because the things that they do, they're feeding the demon, and the demon gets more hungry. The demon desires more, and the person starts. En dit is so mense, dat ek glo dit is so, dat die geeste wil mense possess, want onthou, hierdie geeste was die gevalle engele se kinders gewees, wat gebore is van aardse vrouens, so hulle kan nêrens heen gaan toe hulle doodgaan nie, so hulle is stak hier op aarde, want hulle was 'n mengsel van engel en mens, en toe word hulle demone, so hulle stak hier, en hulle begeer om dinge te experience, hulle begeer om goeders te ervaar, en al hoe hulle nou in die vorm wat hulle is, iets kan ervaar, is as hulle in iemand ingaan, in 'n liggaam ingaan, van 'n mens. En dis waar dit inkom. En dis ook waar dit inkom vir die 3 dae vas, soos in die droom, soos hy hier gesê het in die video, wat ek nie nou gaan speel nie, dit is asof die gees ook boord raak, as jy net vas, 3 dae vas en hom uitdryf, dat hy het nie meer daarmee begeerte om in jou te bly nie, want dit is nie meer vir hom lekker nie. Omdat jy ook nie gehoor gee aan jou liggaam se begeertes nie, en dit is wat hy wil hê jy moet doen, en dan verlaat hy jou. En ja, hulle wil allerhande goed ervaar deur jou, soos lust en seks en die wêreldse musiek en wêreldse dinge en drugs en you name it, geweld, al die goed wil hulle uitleef, hulle self uitleef deur jou, of deur 'n persoon. Dis ook om van hierdie mense wat so possessed is, hulle word so baie aggressief en so, want daardie geeste was, toe hulle wesens was op die aarde, was hulle baie aggressief. Hulle het mense geëet, hulle het mekaar doodgemaak, baie gewelddadig, hulle het die mense actually geleer hoe om swaarde, wapens te maak en so aan. En dit was meerendeels die pale van hierdie gevalle engele. Die gevalle engele, hoofgevalle engele, het mense dit geleer, maar hulle kinders het, ek glo, ook nou maar die mense geleer, dieselfde goed wat hulle pale die mense geleer het. Ek dink dit was Azazel, was dit nie, wat die mense geleer het van die swaard maak en so aan. Ja, maar hulle het baie geweld in die wêreld ingebring, en so hulle wil dit uitleef deur die mense, deur possession, deur besetenheid. Demon, and the demon gets more hungry. The demon desires more, and the person starts doing more, and you're feeding the demon in you. And God does not approve of it. God does not approve of, like I said in the dream, God does not approve of women being whores. And the way society is nowadays, God does not approve of it. Maar gaan maar net tot daar gaan. En ja, presies soos wat hy sê, ek stem heeltemal saam met dit.
En dit is vir my interessant wat hy genoem het van die 3 dae vas, want ek wil gou vir julle hierso lees uit die boek van The Nazarene Acts of the Apostles, en die ander naam vir hom is die Recognitions of Clement. Dis dieselfde boek, mense, hulle het net verskillende name. The Preaching of Peter, The Ascents of James, The Excerpts from Clement's Homilies. So, julle kan gaan kyk vir die Clementine Homilies, of julle kan gaan kyk Recognitions of Clement, of julle kan gaan kyk The Nazarene Acts of the Apostles. Dis al drie dieselfde goed, dieselfde boeke. Vir hierdie tekste verse lees van Petrus, wat hy sê van die doop. When I, Clement, had completed 3 months with Kepha is Petrus, he commanded me to fast for 3 days, and then we went to fountain of water of the seashore, and he baptized me there, and with me Marones. Nou hier sien ons dat Clement was gedoop deur Petrus na hy 3 dae gewatervas het, né? En ek het ook gelees dat hulle noem van die 3 dae watervas is 'n tydperk wat jy jouself cleanse, en jy moet bid en jouself cleanse van enige geeste en goed, en dat is selfs 'n tydperk van bevryding. Net soos wat hierdie ouetjie nou gesê het, dis 'n tydperk van bevryding. Jy berei jou liggaam voor, jy berei jouself voor, sodat jy gedoop kan word. So, vandag, mense daag net op by 'n plek en daar doop hulle self, of hulle laat hulle doop. Dit was nie so oorspronklik, die mense. Die disippels het laat mense vas vir 1 tot 3 dae. Ek dink meestal as hulle kon vir 3 dae. Voordat hulle die mense sou doop. En daar is selfs 'n storie hierso wat een vrou wou gedoop wees en sy het al reeds gevas vir iets anders. En so sy het eintlik klaar 3 dae gevas, maar toe sê Petrus nee, sy moet nou nog 3 dae vas, want sy het nie met die regte intensie gevas nie. Sy het vir 'n ander rede gevas. So dit was eintlik nogal 'n ernstige saak vir hulle, hoe hulle daarna kyk. Hier sien ons ook, we begged this of him, dis nou op 'n ander plek in die boek. We begged this of him, and he commanded her to fast for 3 days. Then after that he baptized her in the sea, in presence of her children, and we took food with her. And we rejoiced at this in the glory of Yahuwah and the teachings of Kepha. Weer eens hierdie ander vrou, ek dink dit is Clement se ma, en dat sy begeer om gedoop te word, toe sê hy vir sy met 3 dae vas. Net soos wat hierdie ouetjie sê, dis 'n tydperk van cleansing, en Homilies 3 chapter, wat ook al baptisms, and having thus spoken, he afterwards said, whoever of you be baptized, begin from tomorrow to fast, and have hands laid upon you day by day, and ask whatever questions that you have. So, dis 'n tydperk ook van leer, en 'n tydperk van voorbereiding, en dis 'n tydperk van mense wat jou hande oplê en vir bevryding. Dis hoekom mense jou hande oplê. Hulle bid oor jou, hulle bid vir bevryding, sodat jy gereed kan wees as 'n skoon wessel om gedoop te word, om jou as 'n gees te ontvang met jou doop. Om gedoop te word en te wys deur jou vas en dan jou te laat doop, dat jy te begeerte om weg te draai van jou ou wêreldse mens en jy te sterf as die ou vlees van jou. Dis vas gaan hand aan hand met dit ook, dat jy wys jy sterf in jou vlees. Jy staan op as 'n nuwe mens, gelei deur die gees van Yahuwah. Ja, dis is wonderlik hoe hierdie droom van hierdie ouetjie ooreenstem toe met wat ons lees in die ekstra Bybelse boeke, wat Petrus vir Clement geleer het. So mense, as julle dit wil reg doen, nou weet julle wat julle moet doen. 3 dae vas en bid, vas en bevryding doen, vas en julle self voorberei, voordat julle laat doop. En jy kan jouself laat doop, soos ek gesê het al baie. Doop is baie belangrik in elk geval. Maar ek stel voor dat julle dit konsidereer. Ek sal dit ook self probeer. Ek het dit nog nooit so gedoen dat ek 3 dae vas voor ek het met laat doop nie. En ek sê iemand wat nie maklik kan vas nie. Jy kry mense, ek sê partykeer hulle is aangelê vir vas. Ek kry net sekere mense wat vir hulle baie maklik om te vas. En dan kry jy weer mense wat sukkel om te vas.
Maar ja, ek's gewoonlik een van hulle wat sukkel, maar ag, ek glo ja, wat kan dit vir mense makliker maak of maklik maak of dit is moontlik. Jy moet mos positief praat. So ja, ek konsider dit om dit ook dit te doen, so. Omdat ek nou hierdie video gesien het 'n week of so terug en ek het geweet wat Petrus hulle ook die mense geleer het. Om dit te doen soos wat die disippels dit gedoen het, né? Dit is interessant om te weet hoe het hulle dit gedoen. En in Galasiërs praat Paulus van hy kla oor Petrus wat hulle so afgesonder het. Weet julle hoekom het Petrus hulle afgesonder? Hy het afgesonder want die sekere persone was nie gedoop nie. En omdat hulle nog nie gedoop was nie, kon hulle nie saam met hulle eet nie. Dis waaroor dit gegaan het. Het gaan nie oor hulle is nie Israeliete nie of hulle is nie dit of dat nie. Dit het gegaan oor diegene wat nog nie gedoop is nie, mag nie saam met jou eet nie. Dit het Petrus hulle geglo. Miskien is dit iets wat Joshua hulle geleer het. En dis hoekom hulle so geleef het. En die dinge is, Paulus het 'n issue daarmee gehad dalk, want hy ken nie Joshua se teachings nie. Hy het nie saam met hom gewandel vir 3 jaar nie. So, ja, maar in elk geval. Dis wat ek hier wou bespreek het. Kyk, as julle idees het, miskien in die comments vir my gee, waar sê wil ek met praat oor sekere goed, of sekere dinge konsidereer om oor te praat, dan sal ek maar dink daaroor. Ja, idees gee, as julle wil. En hier het julle dit, of laat weet my maar of julle ook gaan probeer, hierdie 3 dae vas en dan doop. Ja, groete vir julle, totsiens.